Goeiemôre Hein, baie welkom hierso by die World Christian Gay Organisation se uitsending. Baie dankie vir jou tyd vandag dat ons met jou kan praat en met jou paadjie wat jy geloop het in die kerk tot waar jy is. Vertel ons meer van jouself. Goed, dankie Bobby vir die geleentheid. Ek praat graag oor hierdie saak en ek is 'n afgetrede predikant. Ek het 3 dogters, waarvan een van hulle gay is, in 'n huwelik met 'n wonderlike skoondogter, waar hy 2 kindertjies ter middel van KI dan ook gebore is. So ek is 'n oupa van gayies. Van gayies, ja, ons het nie. Okay, en vertel vir ons, as predikant, hoe het die aanloop gekom met jou gedagtes wat verander het en jou dogter wat uitgekom het en hoe julle dit as ouers toe nou hanteer het? Goed Bobby, het gaan oor dat ou vermoed jou kind is gay en hou jy dop en party daar dan sê gerus as is dit so nie en dan weer tot op 'n dag dat ek besef het, okay, ek wil dit weet. Ja. En ek het my oudste dogter gevra, toe sy het my gesê, ek mag nie vir pa sê. Dis al klaar antwoord. Ja, dit was die antwoord geweest. Ja. En Corneille was op daardie stadium, maar sy met haar sommerjaar besig, arbeidsterapie. En maar sy kom elke naweek huis toe, en ek besluit die naweek sal ek met haar praat. En soos baie keer is, hulle kom by die huis en dan sit hulle bagasie neer, dan is hulle weg na hulle vriende toe. Toe kon ek dan nie die Vrydag aand met haar praat nie. Ja. Maar vroeg die Saterdagoggend doortjie van sy badkamer toe en toe sê ek om te sê kom lê by ons. Terwyl sy ook by ons gelê het, dit vir die Here vir ons baie goed was. Terwyl sy by ons sussie ons lê, ons weet wat ons wil sê, ons hoef nie goed te sê wat ons nie met gaan terug krabbel later nie. Ja. En toe het sy vir haar gesê ons weet. Sy was redelijk geskok dat ons weet, want sy het gedink sy gaan dit Fantasties. En ja. En toen is het gesprek daar en toe van 2 dinge gesê. Die eerste is dat ek gaan nou nie probeer verander nie. Ek dink sy kan nie. Van eerder die energie wat ons daar sou kon gebruik, dat ons gebruik dat ons gedagtes verander. Ja. En dat ons al die goedes het. En daardie oggend het ons saam gehuil en ek het al oor 2 goedes gehuil. Dat sy vir wat lief haar voor. Die verwerping en al die goedes. Maar dit was vir my tel daai. Maar die ander was geweest dat sy vir 10 jaar, vandat ons uitgekom het van wat sy weet, Ja. vir 10 jaar 'n paar tree van my af elke nag slaap, alleenig worstel, met al die goedes en ek weet dan niks van nie. Ja. Hoe oud was sy op daai stadium? Sy was 23 geweest. 23. Ja, En hoe het jou gedagtes gedink daaroor, hoe gaan julle nou vir die gemeente, hoe gaan die gemeente dit hanteer, want jy was die enigste predikant op daai stadium by julle kerk toe nou al vir 30 of 35 jaar gewees. Ja, die gelukkig die feit dat so lank daar was, vertrou die mense. Ja. Maar dit gaan oor die hele ding van ouer wees. Ouers het dieselfde vrese as wat gayetjies het. Dat vrees vir verwerping. Ja. Want wat gaan die kerk sê, wat gaan die vriende sê, wat gaan die goed. Ons het vir 'n jaar het ons gevoel of ons so water trap. Dat 'n enkele persoon het daarmee oor gepraat het. Ja. Maar na jare het ons begin voel, okay, ons begin nou vastigheid onder ons voete kry. En en toe sal nie geen stop nie. Ja. Toe wil ek alles lees wat ek daaroor kan lees en wat ek daaroor kan hoor en al die dinge. So, ja, dis 'n proses van ook aanvaarding. En ek sê baie keer vir ouers, jy is die ding, dat die gay kind het jare gevat om hulle self te aanvaar. Ja. En dat hulle ook die ruimte vir hulle self gee. Al vat dit ook jare om dit te aanvaar en te verwerk. Ja, want dit vat 'n ruk vir ouers ook om uit die kas uit te kom. Vir een ding vir kinders om uit die kas uit te kom, maar vir ouers ook. Jy het nou navorsing oor wat sê die Bybel van gay wees en hoe lees mens die Bybel en uit die aard van die saak het julle Hebreëus en Grieks geneem op universiteit. So mense kan seker bietjie in daar gaan rondkrap in die oorspronklike tekste ook, of hoe het julle gemaak? Ja, kom ek sê so, wat ek sou net sê, ek is nou 'n kenner op Grieks en Hebreëus nie.
Maar gelukkig ander ouens daar is baie goeie artikels daaroor en verhandelinge daaroor geskryf, wat ou dan gaan kyk. Die manier van kortliks oor die hantering van die Bybel. Dus ek myself gaan sê, ek moet op 'n manier die Bybel lees, op 'n ander manier dan. Ja. Dit het ek ook by die synode gepleit voor. As ons twee goed kan verstaan, kan aanvaar, dat Geis nie gekies om by te lees nie. En nie op grond van enigiets anders as dat hulle dit vir onsself sê nie. Ja. En dan as jy 'n pad met hulle loop en hulle stories hoor, dat jy ook gaan besef dat dit kan verander nie. Ja. Dat hulle is. Ja. En as mens dit sou kon aanvaar, dan kan alles verander. Want ons as gelowiges het ons so 'n drievoudige ampt, van priester, profeet, priester en koning. Maar die profeet dan doen ons baie maklik en lekker, want ons sê ons praat namens die Here met mense. En die kerk doen dit nog al die jare baie hard. Ja. Maar dat is ook 'n priesterlike taak, om langs die seer van mense te gaan staan, en dit te verstaan en empaties aan die handel, en dan ook nie meer 'n gesprek tussen jou oor die Gees of namens God met hulle praat, en met hulle praat, maar op die ou ende hierso ook met God oor hulle praat. Te gaan sê, Here, hierdie ouetjies nie gekies nie, hulle kan nie verander nie, kan ek die Bybel nog so lees, so verstaan, dat dit tradisioneel is. En wat van mense wat sê, dis hoe dit in die Bybel staan, God is altyd dieselfde, nou, vandag en môre, en dit sal nie verander nie. Wat sê jy vir so iets? Want mense kan nou maklik sê, dis vir jou fyn om dit te aanvaar, want dit is jou dogter. So, nou kies jy om die Bybel anders te lees, want as jou dogter nou nie gay was nie, dan sou jy dit nou nie dalk so geïnterpreteer het nie, so. Kom ek begin met die eerste ene van my dogter, en van, baie mense my daaroor verwyd, dit was die begin van alles, en dit is waar 'n passie vandaan kom. Ek sê altyd, jy hart kan baie keer op die grond val met stukkend, jy dink jy gaan nooit weer aan mekaar kom nie, maar dan, op my geval, sê ons 'n jaar, toe kom jy aan mekaar. En dan het jy een van twee keuses vir jou hart, dat dit nie weer dieselfde ding deurgaan nie. Jy kan hom hard maak, of hom toebou, of wat ook al, of jy kan hom sag maak, dat hy soepel is. Ons het gekies dat hy soepel is, nie dat hy hart vir Geis, nee. Van daai oorblik het ek hart vir Geis, en 'n liefde, en al die goedes, maar dit is nog nie 'n passie nie. Die passie is 'n vuur wat in die brand gesteek word deur onreg. Die oomblik as my kind, of enige ander Gay, of die hele Gay gemeenskap, verontreg word, dan word dit soos 'n passie, 'n vuur wat hier binne brand, dat ek nie kan blus anders as om uiting te gee daarin. En dit is dit wat my dryf om dan keer my natuur, want ek sê net maar 'n skaam ouetjie, dus om nou te praat en te sê hierdie goeders. Wat die Bybel lees betref, moet ek gaan verstaan dat daar is twee soorte tekste. Daar is godsdiensttekste en geloofstekste. Geloofstekste kan ons redelijk direk vat soos hulle is, want geloof van almal op alle plekke, alle tye presies dieselfde ding wees. Nee. Maar die geloofstekste is dit God vir ons gedoen het. Godsdiensttekste is dit vir ons vir God doen het. En dit is tydgebonde, kultuurgebonde, situasiegebonde, en dis die dinge wat ek moet gaan kry. Vir my het dit gegaan oor op die ou ende, die beste is om net met 'n suiwer teks te werk nie. Daar staan dit en dis waar en dis verby. Dit gaan vir my gaan oor beginsels. Wat is die rede waarom daai teks daar staan? Wat het God bedoel? Wat is dit? En dis soos ek kon sê, né? Ek kon sê ek het gekom om die wet en die profete ongeldig te maak. Dus dit bly daar staan, maar het kom om 'n volle betekenis te kry. Ja, dis waar. En volle betekenis is die beginsel daar, waar begin dit met ander woorde? Want elke teks moet 'n beginsel hê. Nou, die grootste beginsel van die hele ding is, as ons praat van God se woord, wie is God? En as jy wil sê, uit sy woord uit, moet ook gaan soek, wat is sy woorde daaroor? En die beste manier om dit van sê te kry, is toe Moses op die berg gesit het, die tweede keer,
Ja. met die kliptafels. Nadat hy nou die eerste gebreek het, ek dink met vrees en wat ook al. En toe kom die Here verby en hy sê vir hom, goed vir my sê vir hom, ek die Here is barmhartig, genadig en lankmoedig, vol liefde en trou. Ek vergewe sondes en daarin lê die hele evangelie. Dis die kern van en alles wat ons hiervan verstaan. Ja. Hy vergewe, maar hy gee ook daar iewers 'n uitkoms. Nie sonder meer, nee. Ja. En dit is in die Ou Testament, die offers en alles in die Nuwe Testament. Jesus en dat hy dan kom en dan oor jy kan nie die Bybel gaan lees sonder jy weet wie is God, nee? Ja. Wat is hierdie evangelie? Wie het die evangelie gebring? So jy kan nie oor Gees gaan praat asof Jesus nooit gekom het nie. Ja. Ja, dis 'n baie waar. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Skakel volgende week in vir deel 2. Thank you for watching with us. Please tune in next week for part 2.